Goeiemôre almal. Baie welkom vanoggend by die erediens. Ons het spesiale besoekers van Huis Andrew Murray. Hulle is net so klein bietjie sit in die verkeer vas, so iewers gaan hulle bietjie later inkom. So verskoon maar as hulle nog inkom en is so bietjie aan die besige kant. Hulle is op pad, hulle is net so klein bietjie laat. Ons is vanoggend besig met die tema gered om te getuig en hierdie tema wil juis ons so klein bietjie meer kom sê oor wat God vir ons gedoen het en dan ook daarmee saam wat ons moet doen met dit wat God vir ons gedoen het. So dis al vir die dubbele doel wat dit eintlik dien en op die ou einde van die dag dan wil die Here vir ons kom sê dit wat hy vir ons gee met iets mee gebeur. Dit is nie iets wat ons net vir onsself kan hou nie, dis iets wat ons meer van moet gee. En dan kom ons by 'n baie belangrike gedeelte in Johannes, wat weer vir ons kom herinner wie hierdie Jesus is. En ek wil dit vanoggend vir ons saam lees as 'n fotum. Johannes 14 vers 7 sê, as julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en julle sien hom. Glo in my, omdat ek in die Vader is, en die Vader in my. Ons is hier op aarde om meer van dit vir ander mense te wys, te leer, dat hulle ook die Here kan raak sien, dat hulle kan Jesus ervaar daar waar ons is. Daarom sing die psalms altyd hoe goed God is. Loof en prys sy naam, want die Here is vir ons goed. En dit is ons opdrag, om vir ander hierdie goedheid te gaan wys. Die God van lewe, die oorwinnaar oor die dood en die gewer van die Heilige Gees groet ons vanoggend met genade en met vrede. Kom ons sing so 'n paar liedere saam. Ons gaan sommer net aanbeweeg met die liedere, ek gaan dit nie elke keer aankondig nie. Ons gaan sing lied 157, Here Jesus ons is saam. Ons kan staan en dit lekker loof en prys. As jy voel jy raak moeg, jou knie raak lam, asseblief sit 'n bietjie en sing, maar kom ons probeer die Here lekker saam loof en prys vanoggend. Lief
Ons wil die hart van verlorenes verstaan. Laat ons die wyn en melk neem vir die sonder geld en lewensbrood vir al wat dit nie kan koop. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons, skyn in die donker en liefde wat verlos. Stuur ons in lewe, of van ouderom. Kom vir ons, o Gees, om sout te kan wees, lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Terwyl ons gesing het hy sy Andrew Murray se kinders ingegaan by sy Jacaranda, as ek reg is, nee, Estel. Hy baie welkom aan julle vanoggend hierso. Dis lekker om julle ook hier te hê. Julle sal ek sien op die aankondigings die deuroffer is ook dan vanoggend vir huis Andrew Murray. Estel het ons laasweek so mooi verduidelik hoe ons betrokke kan raak, so op enige manier wat jy moontlik kan doen, kontak vir Estel en dan raak ons, kies toch, hallo Annie, dan raak ons ook so betrokke by huis Andrew Murray. Julle kan ook meer daarvan lees op die aankondigings. Goed, maar nou wil ek graag vra al die kindertjies, van graad R tot graad 3, wil julle nie vir my vorentoe kom nie? Is hy nog? Hallo, hallo. Hallo, Elizabeth. Goed, hier is ons nou vanoggend. Julle kan maar sit. Let's sit down. There we go. Goed, ons gaan nou vanoggend oor 'n groot ding leer. Getuig. Weet julle wat getuig is? Dit klink amper soos 'n vliegtuig, want dit is omtrent soos 'n vliegtuig, nê? Nee. Maar eers wil ek hê, ryk gou vir my julle hande. Hoe ryk dit? Soos hande, okay, dis 'n goeie antwoord. Is daar iemand wat 'n bietjie suiker ryk van julle pap, of iets, 'n broodjie, enigiets snaaks? Nee, hier's niks nie. Goed, nou ek het vir julle ietsie saamgebring, maar julle gaan baie mooi vir my met luister vanoggend, anders gaan dit nie saamwerk nie, okay. Kom ons kry dit gou hier agter. Ek steek dit altyd hier agter weg. Goed, hierdie is handeroom, sien julle die handeroom? Dit ryk baie lekker, julle gaan nou ryk. Ek gaan vir julle elkeen so klein bietjie in julle hand spuit, maar moet dit nie invryf nie, hou dit sommer net so in jou hand, okay. Hou vir my dit in jou hand, gaan jy vir my handjie opmaak. Oepsie. Nou moet ons meer skud. Gits. Daar sy, nie vir jou 'n bietjie. En vir jou, moenie invryf, hou hom net so, en nog 'n bietjie. Hy ryk so 'n bietjie in dit, hoe ryk dit vir julle? Ryk julle nou ietsie? Amper daar. Soos wat ryk dit, kan een van julle vir my sê? Nie rarig nie, julle weet, julle ken nie daai reuke nie, nê? Dis heeltemal te soet, okay. So, dit ryk darm lekker, maar julle moet dit nou nie smeer nie, want ek het vir julle 'n opdrag, maar julle gaan nou vir my mooi met luister en mooi saamwerk, nê? Julle moet nou hier in hardloop, en daai room aan iemand anders se hand gaan sit. Go! Das sy. En dan kom julle terug as julle klaar is, né? As julle nog so 'n bietjie oor het, dan vryf op julle eie handjies. Vryf lekker in, vryf hulle in. As dan kom julle terug. So dit was nou eintlik wat getuig beteken.
Ons sit elke Sondagoggend hier, ons kry 'n lekker lesie, ons gaan Sondagskool toe, maar dan wat maak ons met dit? Wat maak ons met dit wat ons gehoor het? Ons is veronderstel om vir ons maatjies te sê, ons was by die Sondagskool en ons het hierdie lesie gedoen, en dan gee ons dit so aan, soos daai roompies wat julle nou net gegee het vir iemand anders, dat iemand anders se handjies ook lekker kan ruik. So moet ons maak as ons ietsie van Jesus gehoor het. As Jesus vir ons ietsie lekker gedoen het, as ek 'n mooi nuwe pop gekry het, dan moet ek sê, wow! As ek 'n ekstra drukkie gekry het, dan moet ek sê, jo, Jesus se liefde het my vol gemaak. So julle moet onthou, die roompies ruik verskriklik lekker. In die Bybel staan aan 2 Korintiërs, ons is soos 'n aangename geur, dit wat ons ruik, wat ander mense bewus maak, wat hulle sê, dis Jesus. En ons moet dit gaan versprei. So onthou hierdie hande roompies, volgende keer wanneer ons ietsie lekkers hier doen, as julle in die Sondagskool ietsie lekkers doen, as julle ietsie geleer het van Jesus, gaan Maandag skool toe en dan vertel julle vir julle maatjies. Maar kan ek vir julle geheim vertel? Julle kan vir die groot mense ook gaan vertel. Want partykeer vergeet ons groot mense van al hierdie wonderlike goed wat Jesus doen. So gaan uit hierdie week, nee, dan gaan vertel julle vir almal van hierdie hande roompies en wat ons moet doen as ons leer van Jesus. Ok, is julle reg? Goed, maar nou gaan julle opspring, want ons gaan nou 'n liedjie sing. Here Jesus, ek is klein. Nou Jesus sê vir ons, hy is ons lig wat op ons skyn en ons moet ons liggies laat skyn. So as ons liggies skyn, dan is dit soos om hierdie hande room uit te gee en ons deel Jesus met almal. So kom ons sing lekker saam, Jesus al is ek maar klein. Gemeente, ons kan lekker saam sing, julle kan opstaan en dan sing ons al 3 verse daar saam. Alles ek maar klein, wel ek soos 'n liggie skyn, so ek kan wees elke dag, oral waar ek speel of lag. Jesus, alles ek maar klein, wel ek soos 'n liggie skyn, dat my Goed, julle kan nou maar Sondagskool toe gaan, julle weet daardeur gaan julle die nuwe maatjie saamvat. Dis hy. Goed gemeente, ek gee vir julle geleentheid, ons dankoffer geleentheid, daar waar jy sit, kan jy ook dink hoe die Here jou geseën het, en hoe jy ook jou dankoffer wil aanwend. As jy wil snapscam, is jy welkom, en altyd voor is die dankofferhouertjies. Omdat ons ook dankbaar is wat die Here vir ons voorsien, gaan ons nou 'n loflied saam sing. Ons gaan lied 168, Heilige Jesus sing, vers 1 en vers 3. Ons kan weer staan daarvoor.
Ons gaan vanoggend saam lees uit Hebreërs 1 uit, vir die wat hulle Bybels nog wil oopmaak. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Almagtige Here en Hemelvader, dankie dat ons vanoggend as 'n geloofsgemeenskap hier kan saamkom. Dankie vir Huis Jacaranda wat ons besoek, Heer. En ons dink besonder vanoggend aan elkeen van hulle. Die mense wat daar werk, die kinders wat daar woon. Heer, ons vra dat U hulle ook sal seën. Heer, ons dink ook aan almal wat op die fiets is, besig is met die Agus. En ons vra dat U hulle ook veilig sal bewaar op die pad. Heer, dankie dat ons vanoggend weer kan stil word voor die woord. Dankie dat terwyl die generator in die agtergrond is, ons kan beleef dat ons hier is. Dat ons mekaar het. Maar Heer, dat ons U het wat ons bewaar. Amen. Goed, ons gaan 4 kort versies vanoggend saam lees uit Hebreërs uit. Hebreërs 1 vanaf vers 1. Die opskrif daar, die uitnemende grootheid van die Seun van God. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God. En hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele as wat die naam wat God hom gegee het, voortreffeliker is as hulle naam. Net tot sover. As ons 'n bietjie loer na Hebreërs, dan vra ons altyd die vraag, maar in die eerste plek, hoekom die naam Hebreërs? Nou, daar's 'n ou grappie wat sê, in die koffie hou ons, in die kerk hou ons baie van koffie, because he brews. So ons he brews the coffee. Jammer julle, ek moes net hom ingebring het. Op die einde van die dag is die regte naam Hebreërs, omdat dit eintlik, dis moontlik geskryf vir Christene wat van Joodse afkoms was. Dis was hulle nou eintlik Joodse Christene gewees, of soos hulle genoem was, die Hebreëse Christene. En daarom het ons die boek die Hebreërs, wat praat met hierdie Hebreëse Christene. Hulle sou in hierdie Joodse kultuur groot geword het, in Moses se verbond, hulle sou vasgehou het aan al hierdie wette wat hulle moes leer, maar toe kom Jesus, en hy verander alles. Hy is nou hierdie Messias wat hulle so lank van geleer het, en hulle het saam met hom gewandel, hulle het na sy stories geluister, en toe het die vervolging plaasgevind. En sommige het daarna begin wonder, weet julle, was dit nou regtig die Messias? Moet ons nie maar teruggaan na die Jodendom toe nie? Moet ons aanhou met hierdie Christendom? En daarom word hierdie boek geskryf op hierdie kragtige wyse om hulle te beantwoord, om hulle te help, om vir hulle te sê, Jesus is die antwoord. Moenie daarvan afdwaal nie. Bly daarby. As ons hierdie hele boek in een woord kan opsom, dan is die een woord beter. Die nuwe verbond van Christus, die boodskap van die Nuwe Testament, die boodskap van Jesus is beter as wat voorheen daar was. Dit is beter want Jesus is beter. Ongeveer 3/4 van hierdie boek hamer op hierdie punt dat Jesus beter is as ten minste 6 dinge. Hulle sê die engele, hy's beter as Moses, die fisiese beloofde land, die priesterskap van Aaron, die nuwe verbond is soveel beter as die ou verbond, en Jesus se bloed oortref alle offerbloed van enige dier wat hulle moontlik aan kan dink. So omdat hierdie nuwe plan daar is, hierdie nuwe verbond daar is dit soveel beter en mense moenie hinker na dit wat vroeër was nie. So in Hebreërs wil hy sê, hou vas aan Jesus. Moenie opgee op hom nie. Dit is beter en reg. Moenie net dit laat gaan nie. Maar soos ons weet, het die mense se hart maar ook verhard. En dit het my gelaat dink aan hierdie een storie, want hierdie kommunikasie het al vergaan.
Hulle sê, daar was 'n man en 'n vrou wat rusie gehad het in die huis, en hulle het in stilstype verval. So, ek weet nie wie van julle ken stilstype nie, maar dan praat nie die man of die vrou enas as mekaar nie. En hy besef toe, hierdie man op die aand wat hulle die ergste stilstype het, hy moet 5 uur môreoggend wakker word om 'n vlug te vang. En as hy nie 5 uur wakker word nie, gaan hy dit verpas, en sy vrou is altyd die een wat hom wakker maak. So hy was nou nie lus om eers die stilstype te verbreek nie, want hy gaan nie eers dit doen nie, en toe besluit hy om vir haar nota te los, wat sê, maak my asseblief môreoggend 5 uur wakker. Die volgende oggend toe hy wakker word, is dit al na 9. Woedend word hy wakker en hy wil haar invlieg, en op toe hy langs hom kyk, staan daar 'n nota, dis 5 uur, word wakker. Dit laat my so baie keer aan God dink in die kommunikasie. Daar's baie keer tussen ons ook hierdie stilstype moment van, ons verstaan nie, of ons is kwaad, of dinge werk nie soos ek het wil hê nie, en dan gee ek ook vir die Here eintlik stilstype. Ek bid nie meer nie, ek lees nie meer nie, dis okay, dit sal oorgaan, wat ook al. Dan voel dit partykeer, die Here wil ook net 'n nota vir ons kom neersit en sê, ek is nog steeds hier. En dit is wat hier in hierdie Hebreërs eintlik gebeur. Hierdie kommunikasiegaping het so groot geword, dat hierdie mense dit nie meer kon raak sien nie. En hulle soek eintlik, hulle hunker na hierdie Jesus wat hier was tussen hulle. Die vraag bly vir ons, wie is hierdie Jesus? Ons lees dit oor en oor en oor, en dan kom dit in hierdie gedeelte, en dan moet ons onthou, ons is besig met Christene, wat nuwe Christene is, hulle verstaan nog nie lekker alles nie, en dan wil hierdie Hebreërs vir hulle kom sê, hy is die erfgenaam van alles. Alles wat jy sien, alles wat jy hoor, alles wat jy kan vat, hy is die erfgenaam. Hy is Jesus. Hy het saam die heelal geskep, hy was eintlik al van die begin af daar, want hy's deel van God. Hy wys ons in 'n lewende vorm hierdie heerlikheid van God. Hy kom na ons toe as 'n mens en openbaar die wese van God aan ons almal. Hy onderhou alle dinge. 'n Belangrike punt wat ons as mense baie keer nie verstaan nie weet nie, ons moet weet selfs in ons ou dag is hy nog steeds daar. Hy onderhou ons. Hy hou ons lewens bymekaar. Hy het ons van ons sondes gereinig. Die nuwe Christene daarmee gesukkel, maar ek dink ons tot vandag toe sukkel partykeer om te begryp dat die Here ons gereinig het van ons sondes. Ons is vry om te lewe. Hy regeer. Hoor wat ek sê, hy regeer. En hy sal eendag vir ons terugkeer. Hierdie Jesus kom na die aarde toe. Hy kom wys vir ons die lig. Dit skyn deur hom, dit straal deur hom. Hy is die lig vir die wêreld. En hy kom sê weer vanoggend vir ons moet hom vertrou. Ons moet ons hoop op hom plaas. Ons moet luister na dit wat hy vir ons sê. God is nie hierdie ver af, stil God nie. Hy het deur die geskiedenis met mense gepraat, met profete, deur alles wat ons gehoor het, maar toe kom Jesus self as 'n mens na aarde toe, om te wys, dat hy hier is, tussen ons, by ons. Jesus is die God hier met ons, en hy praat met ons, en hy lei ons, en hy help ons. Ons mag, moet en kan op hom vertrou vir ons lewe. Hy is nie net sommer 'n boodskapper nie. Hy is deel van God, hy's God self wat hier is, by ons is. Dit beteken as ons regtig wil weet hoe God is, moet ons kyk na die voorbeeld wat ons het in die Bybel. Moet ons kyk na hoe hy gelewe het toe hy hier op aarde was. Dit is wie God is. Sy krag, sy liefde, sy genade, sy geregtigheid is heeltemal deur hom weerspieël. En so sien ons dit tot nog vandag toe, waar ons is. Ek het hierdie verhaal gelees in Kerstyd, en dit het my so aangegryp, dat dit my net weer herinner het hoe God is. Nou, hulle vertel van Henry Carter, wat 'n dominee was, en 'n direkteur van 'n kinderhuis, waar die kinders maar swaar gekry het, emosioneel. En hy vertel van hierdie een ou Kersaand, wat hy absoluut nooit sou vergeet nie. Een van die huismoeders het vir hom gesê, dat klein Tommy onder sy bed lê, en hy weier om uit te kom.
Hy het toe by Tommy se bed gaan staan en hy het vir Tommy vertel van die liggies en al die geskenke, alles wat mooi is daar buite en alles wat vir hom wag, as hy net wil uitklim onder die bed. Maar hy het geen antwoord gekry nie. Henry het op sy knieë geval, die duwy opgetel en hy kon vir Tommy so bietjie sien daar onder die bed en hy was maar 8 en hy was maar klein. Maar hy het eintlik gelyk soos 'n 5-jarige. Hy het toe aangehou met hom praat en weer vertel van al die mondwaterende detail van die partytjie wat vir hom wag en toe net niks van Tommy se kant nie. Ten einde laaste raad op, toe kruip Henry onder die bed in en gaan lê langs Tommy. Hy het weer gepraat van die groot, alles wat daar buite is, die kersliedere wat gesing gaan word, die partytjie wat daar is, en toe braai hy so klein rukkie stil. Laterhand glip daar so 'n klein kinderhand by sy hand in. Weet jy, Tommy, dis kwaai beknop hieronder, sê hy, onder hierdie bed. Kom ons kruip uit en gaan sit bo op jou bed. En toe besef hy, hier het hy iets van Kersfees van God beleef. God het nie net van bo af bly praat en roep nie. God het nie net deur mense aanhou praat nie. God het besluit, ons het iemand nodig wat ons hand vat en saam met ons stap. En toe stuur hy vir Jesus. Toe Jesus nie meer hier is nie, toe los hy ons die Heilige Gees, wat dag vir dag saam met ons stap, wat hierdie lig in ons inskyn. Die vraag is, wat het hy vir ons gedoen? Jesus het natuurlik gekom en ons gekom sterf vir ons sondes, maar hy was hier op aarde en hy was besig met mense en hy het 'n voorbeeld vir mense gewys en hy vra vir ons om dit wat hy gedoen het, ook aan te kondig vir al die mense om ons. Soos daardie room wat ons vanoggend versprei het, is ons doel dan ook om hierdie room te vat, hierdie lekker ryk ietsie en te gaan deel vir ander mense. Die belangrike punt dat ons aanhou vertrou op hom, selfs in die slegte tye. Dat ons aanhou hoop dat daar iets beter is. En dat ons luister na die Here. Ons word opgeroep om hierdie getuies te wees, hierdie lig vir die wêreld, soos ons nou net gesing het. Die wêreld is donker en ons moet die lig bring, sodat ander God kan raak sien. Waarom moet ons getuig, vra ons dalk? Want ons ken die waarheid, ons leef die waarheid. Elkeen van ons wat hier sit, wat aangeraak is deur Jesus, kan weet dat ons weet wat God kan doen. Ons weet wat hy al reeds gedoen het, wat hy nog gaan doen, en dit is binne ons. Dit verdwyn nie net sommer nie. Mense het hoop nodig. Ons sien elke dag hoe mense leef, kop onderste bo en nie die lig kan sien nie. Nie raak kan sien dat daar iets beter is nie. En daarom moet ons daar die roompies wees, wat vir hulle die hoop bring. En natuurlik, dis ons opdrag. Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Dis nie 'n opdrag vir net die disippels in die Bybel nie, ons elkeen is disippels, die sê ons dit vir mekaar. Ons moet uitgaan en dit vertel vir almal. Hoe? Ek hoor sommer natuurlik, ek is 'n praktiese mens, nou hoe doen ons dit? In die eerste plek, ons getuig deur ons woorde. Ons deel die storie van Jesus, ons deel die storie van die Bybel, maar ek deel my storie van my lewe. Daar waar ek weet, Jesus het 'n inspraak gehad, daar waar ek weet, Jesus het goed verander in my lewe, daar waar ek soms weet, dit was nou God, wat hierdie dinge vir my reg getrek het. Ons moet dit met vrymoedigheid doen, dat ander dit kan hoor. En ons getuig natuurlik deur hoe ons optree, dit wat ons doen, want mense met Jesus deur ons kan sien. Elke liewe dingetjie wat jy doen moet weerspieël, dat mense God, Jesus in jou kan sien. Baie belangrik die doen daarby saam is bid, en moenie ophou nie. Bid vir jouself, bid vir jou gesin, bid vir die mense om jou, bid vir die mense wat jy nie ken nie, hou aan bid. Moet nooit ophou nie. En laastens, ons getuig natuurlik van hierdie getrouheid. Omdat Jesus die heelal bymekaar hou, omdat Jesus daar is, omdat ons kan vertrou, omdat ons kan hoop op hom, omdat ons kan luister vir hom, ons getuig dit by alle mense waar ons kom.
'n sterk getroue getuie vir God. Ons gevolgtrekking vanoggend is baie eenvoudig, gaan deel Jesus met ander. Jesus is groter as enigiemand aan wat ons kan aandink. Jesus kan soveel meer vermag as wat ons eers enigstens dink moontlik is. En daarom gaan ons hier uit as getuies. Ons is gered sodat ons kan getuig en ander van Jesus vertel. So ons uitdaging die week is, die kinders, gaan vertel vir iemand van Jesus. Gaan vertel vir iemand van dit wat jy vanoggend raak gesien het, dit wat in die sonnaskool gebeur, of dit wat jy dalk iewers beleef het waar Jesus vir jou omgegee het. Gaan vertel dit vir 'n maatjie. Volwassenes, gaan soek geleenthede waar jy jou geloof by die werk, by die skool, jou omgewing waar jy is, kan gaan uitleef, sodat almal kan hoor wie hierdie Jesus werklik is. Amen. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here ons God, dankie dat ons ook hier kan sit, eintlik ook soos hierdie Hebreërs, waar ons ook partykeer dink, moet ons, kan ons, gaan ons. Here, gee dat ons aan U sal vashou. Gee dat ons weer sal terugkyk en besef wat U alreeds vir ons gedoen het in ons lewens. Here, en as ons dit nie kan raak sien nie, gee dat ons sal kyk na die kruis, waar U vir ons gesterf het. Help ons om hier uit te gaan om 'n lig vir ander te wees. Om die hoop te bring daar waar mense nie hoop het nie. Sodat hulle iets van U kan beleef, nuuskierig kan raak en meer van U wil leer. Dankie dat ons die geleenthede het. Maak ons oë oop dat ons dit sal sien. En dat ons vir almal hierdie lig sal wees. Amen. Ons gaan afsluit met die woorde van Here Jesus, U skyn oor almal. Ek wil julle net weer herinner as julle loer daar aan die aankondigings, die familiekamp is ook daarin, vir almal wat sal belangstel om saam met ons Disa Kloof toe te gaan, asseblief, steek julle hande op, sê vir Jolandi, dan gaan kamp ons lekker saam. Volgende Sondag is 'n spesiale Sondag, ons sluit ons kategese af, so al die kategete en hulle ouers, daar gaan wel lekker goedjies wees, ons het daar 'n springkasteel en 'n waterslide ook gereël, so asseblief kom, ons gaan 'n lekker afsluiting hê, bring jou piknikmandjie en kom kuier saam, dat ons 'n heerlike geleentheid saam het. Ek wil nou net weer sê, graad R tot 3 is dringend op soek na iemand wat sal help met die kategese. Die klasie is groot, vanoggend was klein omdat almal weg is, maar die klasie is gewoonlik so tussen 20 en 30 kindertjies, ons wil graag hulle in 2 wil deel. So as daar enige iemand is wat bereid is om te kom help, kategete aanbied, asseblief laat weet, dit is ons as daar genoeg is, kan ons beurte maak, en die materiaal wat ons hierdie jaar doen is regtig baie lekker, dit is baie maklik om voor te berei, en ek is altyd net 'n WhatsApp ver weg as jy wil weet. So as daar enigiemand is, asseblief laat weet vir my of vir Jolandi, dan kan ons dit, die 2 klassies dalk deel van mekaar. Goed, kom ons sing ons slotlied, Here Jesus, U skyn oor almal, en ons kan weer staan en dit saam sing. Jesus is skyn oor almal, met die glans van die liefde skyn op ons, dat ons oë opgaan, maak ons vry om te lewe voor U, skyn
Die huis Andrew Murray kinders gaan na die tyd hier buite wees, as julle hulle dalk wil ontmoet of bietjie saam gesels, so hier in die vierkant hierso, gaan hulle na die tyd wees, ek het vergeet om dit te sê. Ek wil vanoggend julle herinner, jy is geroep, en jy is gered, en jy is gestuur. Gaan dan in sy krag en gaan in geloof, want jy is 'n getuie. Jy is 'n getuie van die koning. Mag die lig van Christus deur jou skyn, terwyl jy woorde met ander deel. Gaan met vrymoedigheid, want die Gees is met jou. Mag jy met liefde, wysheid en deernis getuig, sodat ander Jesus in jou kan sien. liefste